Goeiemôre. Ek sê vir die wat ons gaan volg op YouTube, baie welkom by ons. Die Here seën u. Maak u hart oop vir die woord van God. Vanmôre wil ek met u praat oor 'n baie belangrike beginsel. Identiteit in Christus. Ek vind in my eie lewe is dit wanneer ek met mense deel, val kinders van God, is daar baie wat nie verstaan wie hulle is in Christus nie. Ons vat nie die tyd nie om te leer en die woord te lees en daai ding te mediteer en in ons hart te sit nie. Ek weet nie van u nie, maar ek voel, my opinie is, ons lewe in 'n wêreld wat 'n identiteitsprobleem het. Ons dan 3 wat saamstem, daar's miskien. En wanneer ek praat van identiteitsprobleem, praat ek van mense weet nie wie hulle is nie. Hulle raak verlore. Ek het die voorreg gehad om gister my kleinseun parkie toe te vat laatmiddag. En ons loop verby en daar's 'n groep mense en hulle is aangetrek. Ek weet nie hoe om dit te beskryf nie, soos 'n wolf en daar's 'n ander tipe ding, maar heeltemal kop, stert, alles. Ek dacht toe dis 'n verjaarsdagpartytjie. En ons sê vir die kinders, kyk hulle 'n verjaarsdagpartytjie. Die kinders sê vir, dis nie verjaarsdagpartytjie, dis almal volwasse mense wat daar is, wat almal aangetrek is. En hulle noem hulle self Furbies. Daar gebeur dit nou. Hulle noem hulle self Furbies. Hulle identifiseer as hierdie karakter wat hulle aantrek. En ek dank die Here, ek kan eerlik sê, die Here hoor my vandag. Daar was geen oordeel by my nie. Ek het nie daar gestaan, hoe kan hulle dit nie? Ek kan nie verstaan hoe iemand nou dit kan wees nie, of dat kan wees nie, of hoekom hulle dit nie. Daar was geen oordeel nie. Want ek lewe in 'n plek of in 'n land waar ek kan wees wat ek wil wees, en jy kan wees wat jy wil wees, en ek weet wat ek wil wees. Ek wil 'n kind van God wees. Jy kan 'n kind van enige iets wees as jy wil. Jy kan kies. Dis die wil van God. God gee vir ons 'n wil om te besluit. En hy meng self nie eens daarmee in nie. Het jy geweet as jy besluit ek gaan dit wees, staan God by en hy laat jou toe om te wees dit wat jy wil wees? En so vanmôre wil ek versigtig wees wat ek praat. Ek sê vir Natasha, ek gaan moet stadig praat. Want ek wil versigtig wees wat ek sê. Voor ek dit doen, wil ek 'n disclaimer opsit. Hierdie proppie gaan nou. Voor ek dit doen, gaan ek 'n disclaimer opsit. En dit is my disclaimer, is in Jakobus hoofstuk 3. Sê die Bybel vir my en vir jou. Moenie baie leermeesters wees nie. Dis wat ek is, 'n leermeester. Hoekom moet baie van ons nie leermeester wees nie, my broeders? Omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan. Dis hoekom ek hier staan en nie julle nie. Nie regtig nie, maar daar's 'n verantwoordelikheid op die man van God wat die woord van God wil bedien aan mense. En ek vat daai verantwoordelikheid nooit ligtelik nie. En daarom is dit wat ek sê, glo ek. Ek glo dit en ek leef dit. Ek probeer u nie ooreed om saam met my te stem nie. Wat ek probeer doen is dat u die woord van God, die gees van God, die woord van God vir u oopmaak. Hy sê vir my, en dit wil ek vir u sê, ons sal 'n groter oordeel ondergaan, want ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man. Hier is die disclaimer. Ek is nie 'n volmaakte man nie. Die kanse dat ek in woorde gaan struikel vandag is groot. So asseblief luister met die gees. Maak die geestelike ore oop om te hoor wat die woord van die Here vir u sê. God vloei deur 'n mens. Hierdie is 'n mens en baie van u ken my nie goed nie. Vra my vrou. So as jy binne 5 minute kan sê wat se tipe mens dit is, dat daar foute is, dat daar dinge is wat ek nie 100% reg doen nie. Meeste van die tyd. Maar die Here weet, hy ken my motief. En weer eens, vandag is my motief
om die woord van God vir u te bring op 'n manier dat u kan hoor en verstaan en u miskien 'n verandering kan maak in die hart en in die gees van waar ons werklik is. Want jy sien, dis maklik vir my om te oordeel en te sê, maar daai persoon, ek kan nie glo dat mense hulle sal self identifiseer met dit nie. En ons sien in die jong mense se lewe en daar's allerlei dinge. Die kind kan besluit wat hy wil wees en dis 'n vryheid wat hulle ons toelaat. Maar ek wil vanmôre vir jou sê dat by kinders van die God dieselfde gees wat die verwarring bring in mense se identiteit as persone uit buitekant Christus, is dieselfde gees wat verwarring bring in die kind van God en die vlees. Is dieselfde gees. Is dieselfde gees van verwarring wanneer jy nie ten volle glo wie jy is in Christus nie. En ek identifiseer met die ou lewe en die ou self. Dis my identifikasie. En baie kinders van God kan nie vandag vir my sê nie, ek identifiseer nooit met daai lewe nie, ek dink nooit aan daai lewe nie, ek dink nooit wie ek is in myself nie, ek sit nooit myself eerste nie, ek luister nie daai leuns nie, ek luister nie na die vyand nie. As die vyand vir my sê ek gaan dit nie maak nie, as die vyand vir my sê as ek is siek en daai siekte gaan nie gesond word nie, as die vyand vir my sê dis onmoontlik, dan glo ek dit eerder as wat ek glo, of glo ek en jy werklik my identiteit in Jesus en wie ek is in hom? Of word ons weggetrek van die identiteit saam met Christus, omdat ons ken die beloftes, né? Ons ken die beloftes? Ek het interessantheid gevind, want ek kyk hoeveel beloftes is in die woord van God. Ek het nie self gaan kyk nie, dit het my bietjie lank gevat. Sommige Googles, né? Googles weet alles. Né? Googles, hoeveel beloftes is in die woord? Google sê 7000. Ander sal sê 3556. Hoeveel ken u? Hoeveel ken ek? Hoeveel, kom ons vergeet die ken. Hoeveel leef ek? Hoeveel leef jy? Ek het laasweek in die Sunshine Coast het ek 'n woord bedien van die saaier. As jy dit wil gaan sien, gaan op YouTube, soek my naam op, jy sal dit daar kry, of ergens, of vra vir Tas. Woord bedien van die saaier saai die woord, en hoe belangrik dit is dat ek en jy 'n woord saai. En hierdie week het ons 'n omstandigheid gehad in ons familie, waar ek vir myself gesê het jy 'n woord vir dit wat jy glo? En ek het gesê, nee, ek het nie 'n woord nie, en ek het 'n woord gaan soek. En ek het 4 versies op my iPad neergeskryf, wat ek gesoek het as 'n woord vir my omstandigheid, en binne 2 dae het die omstandighede omgekeer. Hierdie woord in die hart en in die mond sal enige omstandigheid omkeer, as jy kan glo. As jy kan glo, dit is die woord van God. As jy kan glo, dit is my identiteit in Christus. Want dinge wat onmoontlik gelyk het en wat gelyk het, ek weet nie hoe gaan dit verander nie, het skielik verander. Hoekom? Want ek glo, ek het die woord gevat as 'n saad geplant, en baie keer sê ons, ek weet nie hoe lank gaan dit vat nie, dit het 2 dae gevat vir daai woord, glo ek, om te begin werk in my familie se lewe, en daai omstandighede is omgekeer. En ons loof en ons prys die Here daarvoor. Want ons lees hierdie skrif in 2 Korintiërs 1 vers 20, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees. En ons het gesê, hoeveel is daar? Googles 7000 of 3500. Hoeveel ken jy? Hoeveel ken ek? Want as ons nie deur die woord van God gelei word nie, gaan jy deur jou emosies en jou gevoelens gelei word. En dis nie 'n goeie plek om te wees nie. Ek wil hê my siel moet die Here loof, ek wil hê my siel en my gevoelens en my emosies moet opvang met waar my gees is, maar ek wil nie hê my siel en my emosies moet my gees domineer nie, waar ek net voel en doen wat ek dink nie, en ek word oorweldig deur omstandighede. Die Bybel sê vir my, ek gaan vandag vir u skrifte lees wat u ken, wat u al gehoor het, maar ek wil dit ontpak, want ek gaan vandag vir u dinge sê wat jou kop gaan tilt. Moenie bekommerd wees as jou kop tilt nie, jou kop kan maar tilt,
Want die Bybel sê vir my, my kop, my natuurlike mens verstaan nie die dinge van die Gees van God nie. Dis dommigheid vir hom. Hy kan nie sien hoekom ons dit moet verstaan nie. Hy kan vir my en vir jou sê, jy doen heel oukei by jouself. Jy het mos jou eie verstand. Jy weet mos hoe om te werk. Jy kan dit mos nou self doen. Hoekom het jy nou die nodig? Hoekom het jy nou die Heilige Gees nodig om jou te lei? Hoekom het jy nou dit nodig? Hoekom het jy nou dat nodig? Dit is baie belangrik dat ek en jy verstaan hoekom ons dit nodig het en hoekom die woord die hoogste autoriteit het wat ek en jy het in ons lewe. As dit vir jou kosbaarste besitting word, bo jou vrou, bo jou familie, bo jou omstandighede, bo jou werk, as die woord van God jou hoogste belangstelling en liefde, en mense sê vir my, ek het 'n uitstekende verhouding met Jesus. En my vraag is so, hoeveel van die woord spandeer jy in jou woord? Nee, ek lees nou in my Bybel, maar in die begin was die woord. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En vir ons gewys wat is moontlik. Jy kan nie 'n verhouding met Jesus Christus hê sonder dat jy 'n verhouding met die woord het. Dis onmoontlik. Ek kan dit nie, en jy kan nie dit vir my sê nie. My verhouding of die diepte van my verhouding met Jesus Christus word bepaal in my diepte met my verhouding met die woord van God en daai woord van God wat in my hart is en daai woord van God wat ek glo. Dit is belangrik dat jy dit verstaan. Want miskien sal ek en jy dan bietjie meer tyd vat om te spandeer met die woord en 'n versie te vat vir my omstandigheid, vir my situasie en seker te maak ek lees dit, ek bou dit in my gees in en dan stuur ek daai woord uit en ek glo daai woord. Hoeveel beloftes van God daar ook mag wees in hom. In wie's hom? In Jesus. In hom. In Jesus is hulle, kom ons kyk wie ken die versies. In Jesus is hulle ja en is hulle amen. Hy is die ja en hy is die amen van sy woord. Toe God met Abraham 'n verbond gesluit het, sê die woord van God vir my, hy het Abraham aan die slaap gemaak. En God het 'n belofte met homself gemaak. Want hy het geweet, as hy dit met 'n mens maak, gaan ons dit breek. Daarom maak hy Abraham aan die slaap en hy sluit 'n verbond met homself, want God het geweet hy kan homself nie teleurstel of sy woord breek nie. Nou sê die Bybel vir my, hoeveel beloftes van God daar ook al mag wees, in hom, in Jesus, is hulle ja, en dan dink ons, en dan in my is hulle amen. Dis nie wat hy sê nie. In hom is hulle ja, en in hom is hulle amen. Dis klaar gesettel, die woord van God, as God vir jou iets sê, en dis wat sy woord sê, by hom is dit wat? Is dit ja, en by hom is dit amen. By hom is dit nie ja, en ons sal miskien sien nie, en as alles reg werk, en as alles in lyn is nie, dis nie hoe God werk nie. By hom is dit ja, en by hom is dit amen. Tot wat? Tot die heerlikheid van God. Hoekom wil God hê die beloftes moet werk? Hoeveel beloftes daar mag wees? Tot sy heerlikheid. Praat met my, ek voel alleen. Tot sy heerlikheid. En dan die volgende twee woordjies. Deur ons. Deur ons. Hoeveel beloftes daar ook al mag wees, in Jesus is hulle ja, en in Jesus is hulle amen, tot die heerlikheid van God, deur ons. Deur my en deur jou. Wanneer bring ek heerlikheid aan God? Wanneer ek glo, dat hoeveel beloftes daar ook al mag wees, in hom, in Jesus, is hulle ja, en is hulle amen, en is tot die heerlikheid van God, hoe? Deur my. Ek moet dit glo. Ek moet dit toepas. As ek dit nie glo nie, en ek dit nie toepas nie, hoeveel heerlikheid kry God? Niks.
2 Korintiërs 5 vers 17 is 'n vers wat almal baie goed ken in ons kop. Kom ons kyk hoe vind ons dit in ons gees. Daarom, as iemand in Christus is, een van my gunsteling skrifte, ek noem dit baie hierso terwyl ek met u praat. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Identifikasie. Luister mooi wat sê hy volgende. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, sien. Dit het niet geword. Ekskuus? Wat? Jy kan nie ernstig wees nie. Jy's nie ernstig nie. Wat het niet geword? As dit die waarheid is dit die waarheid, die woord van God. Hoekom identifiseer ons dan nog met die ou self en alles wat ons nie is nie, en hoe moeilik die lewe is, en hoe bekommerd ek moet wees, en hoe vreesagtig ek moet wees, en hoe depressie maar net deel is van my lewe, en hoe vrees en angs nog net deel is van my lewe. As jy sê, ek is 'n nuwe skepsel, waar is die sleutel? Ons het nou gesien, hoeveel beloftes daar ook al mag wees in hom, in Jesus. Die identifikasie moet wees in hom. Jou identifikasie vir hierdie lewe op hierdie aarde is dit. Dis die sleutel, in hom. Christus in jou, die hoop van heerlikheid. Jy in hom, weggesteek in hom. Dis jou ware identiteit. Jou ware identiteit volgens die woord van God, sê vir my en vir jou, daarom as iemand in Christus is daar enige iemand vandag in Christus? Ek glo daar is, as nou sy nie hier gesit het nie. As daar enige iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, wie moet kyk? Wie moet kyk? Jy moet kyk. Waarna kyk jy in jou eie lewe? Met die woord van God. Ek weet hy sê nou, God sê alle dinge is moontlik, maar wat as daar dit is en wat as daar dit is? Maar ek weet nie of dit nou vir vandag is nie, nee. Ek is nou nie seker daai belofte is nou meer vir ons nie. Dit het saam met die laaste disippels gesterf, nee. Wys vir my in die woord waar dit die beloftes van God is. Waar ek en jy in 'n nuwe verbond is, waar die vorige disippels wat saam met Jesus op die aarde geloop het, in hulle tyd nie die verbond gehad het wat ek en jy het nie. Die verbond het eers gekom, hulle het dit eers ontvang nadat Jesus Christus gesterf het en opgestaan het en sy Heilige Gees gestuur het om binne ons te kom woon. En ons sien dat daai disippels soos Petrus, soos Johannes heeltemal omgekeer word, waar jy voorheen voor Jesus gesterf het en gekruisig is, het jy weggevlug en weggehardloop, ewe skielik staan jy op, want daar iets aan die binnekant gebeur, jy is nou 'n nuwe skepsel. Die ou dinge, die vrees en die angs en die verraai en die verloon, het verbygegaan. Kyk, ek is bereid om te sterf vir hierdie Jesus wat ek nou het. Kyk, wat het niet geword? Alles het niet geword. Kyk, jy en ek moet kyk. As jy nie kyk nie, gaan jy sien wat jy altyd sien. Dis belangrik dat ek en jy kyk. Want anders te gaan jy net jouself sien soos jy voorheen was. Ek is nou maar nie, ek is maar introvert. Wie's introverts? Nou is jy bang om hande op te steek. Wie's extroverts? Jy identifiseer met iets. Ons identifiseer, toe ek vir jou sê, vandag is dit moontlik om te identifiseer met wat ook al. Wat het in jou kop opgekom? Ja, daai mense wat so is, daai mense wat so is. Jy identifiseer en ons vat dit wat ons dink is reg en wat ander dink is verkeerd, maar tog as kinders van God
verloon ons die ware basis van Jesus Christus en verander ons identiteit van wie ons is in hom na wie ons was voorheen. Voordat Jesus Christus in my lewe ingetrek het, ek sy tempel geword het en ek sy woning geword het. Hoekom is dit? Want ek ken myself. Ek ken nog steeds die ou self en ek dink ek is nog steeds daai ou self, maar hier sê die skrif vir my, alles het verbygegaan. Kyk, Johan, kyk, alles het nuut geword. Vriend, of jy dit voel, of jy dit glo, maak nie in my saak nie. Dis die woord van God. As iemand in Christus is, as jy vandag in Christus is, Galasiërs 2 vers 20, jy ken die skrif, jy gaan saam met my sê, ek is met Christus. Is jy? Is jy? Is ek? Ek, die ou ek, weet wat ek gedink het ek is, my opinies, my die, my reg, hulle verkeerd, ek in, hulle uit, wat ook al jy dink, woe! Mag die Here ons wakker maak, ons is gees, vriend, ons is gees, sy gees het in jou ingetrek, jy is 'n nuwe skepsel, die ou dinge van oordeel en kritiseer, en ja, maar as ek hulle nie sê nie, wie gaan hulle sê? Miskien die Heilige Gees. Wie het jou gesê? Wie het jou gesê om Jesus aan te neem? Iemand moes sê, iemand moes praat, maar wie het jou gebring? Wie het jou gelei? Wie het jou getrek? Niemand kan na die Vader kom, behalwe as wat? As die Gees hom trek. As ek nou myself wil sien as die ou Johan, en dit wat ek was, en ek lewe my lewe in hierdie lewe nog steeds deur daai filters, vriend, gaan ek en jy nie in oorwinning lewe nie. Daar's geen verskil, is moeilik om dit te kommunikeer vandag. Daar's geen verskil tussen iemand wat identifiseer as 'n boom en ek identifiseer as 'n kind van God, maar ek lewe in die wêreld soos 'n wêreldpersoon. Geen verskil nie. Ek is de mekaar. Ek het 'n identiteitskrisis. Is maklik om uit te wys, almal wat identiteitskrisis het om ons. Maar die kinders van God is die mense wat meeste van die tyd sit met die grootste identiteitskrisis. Want alhoewel hoeveel beloftes daar mag wees, ons glo dit nie. Kan nie reg wees nie, kan nie waar wees nie. Ons vind elke verskoning in die boek om nie te wees wat hy sê ons kan wees nie. Ja, maar dis nou nie vir die pastoor. Dis nou maar net vir die, dis nou maar net vir daai. Vriend, as iemand, nie as die pastoor nie as die geroepte nie as die gesalfde nie, as iemand in Christus is. Enige een. Welkom om te wees wat God sê jy is. Daai selfde gees wat verwarring bring in die wêreld, dat hulle nie weet nie, hulle is 'n vaderlose geslag. Daar's nie genoeg vaders nie, en die vaders wat ons sien in die wêreld vandag, is nie regtig vaders nie. Ons sien chaos, maar ons weet nie meer wie ons is nie. Daai selfde gees van verwarring is besig om verwarring te bring in die kinders van God. Want hy's die een wat vir jou sê, ja, maar nou nie dit glo nie. Dis nie, jy gaan teleurgesteld wegloop. Jy het mos nou een keer God geglo vir gesondheid, vir genesing. Het dit gebeur? Nee, onthou jy, daai persoon is gaan slaapies. Hulle is nie meer met ons nie. Onthou jy toe jy gebid het? En dan identifiseer jy met wat? Daai verloorder, daai een sonder geloof, ek kan dit nie doen nie. As ek bid, weet, is okay as Johan bid. As ek hierdie een kry om te bid, dan antwoord die Here. So ek gaan hulle net bel, want as ek bid, gebeur daar niks. Wat kwalifiseer jou in Christus? As jy net dit wegvat vandag, in Christus. Wanneer ek bid, bid ek in Christus. Ek bid met wie se autoriteit? Daai Johan het so kragtig op gebedslewe autoriteit. Wat? Wat het ek wat jy nie het nie? Niks. Dieselfde gees
wat Jesus uit die dode opgewek het, bly nou hier binne. Dieselfde gees wat Jesus op die doop opgewek het, bly nou in jou. Miskien het ek 'n bietjie meer tyd gevat om myself oor te gee aan my nuwe identiteit. En daarom vloei daai krag bietjie beter deur my. Ek is nie spesiaal nie. Ek is nie anders nie. Ek is nie een wat geen sonde het nie. Ek is in Christus. Ek weet dit. Weet jy dit? Of word ek en jy weggetrek uit die lewe in Christus? Vriend, luister vir my. Die beste man wat jy gaan wees vir jou vrou is in Christus. Vrou, luister vir my. Die beste vrou wat jy gaan wees van jou man is in Christus. Ouers, luister vir my. Die beste ma en die beste pa wat jy gaan wees vir jou kinders, raai waar is dit? Is in Christus. Ons noem die versie, is hy haastig? Ek hoop nie so nie, want ek dink ek gaan maak. Ons sê dit. Vertrou op die Here met wat? Met wat? Nee, het kan nie julle bedoel nie. Ek bedoel nie julle nie, want dit is onmoontlik. Vertrou op die Here met jou 30% hart, 70% kop. Okay, kom ons maak dit makliker. Vertrou op die Here 50-50. Want dan lyk my jy daar half opgewonde hierso. Vertrou op die Here met jou hele hart. Ons sê dit, né? Steun nie op jou eie. Hoekom nie? Ek is saam met Christus gekruisig. Ek lewe nie meer nie. Daarom kan ek nie op my eie insig steun nie, want ek is nou in Christus. My identifikasie is nou in hom. Ken hom in al jou weë. Dan. Wanneer? Wanneer? As jy wat gedoen het? As jy hom geken het in van jou weë? Ken hom in al jou weë. Die Engels sê dit, acknowledge him in all your ways. Jy kan hom net ken in al jou weë as jy met hom identifiseer. As jy buitekant hom is, gaan jy hom nie ken in al jou weë nie. Jy gaan dit jou manier doen, jy gaan jou opinie lig, jy gaan praat wanneer jy nie moet praat nie, jy gaan luister na goed wat jy nie moet luister nie, want ons is nie in hom nie. My identifikasie is nie in Jesus nie. My identifikasie is nog steeds in self en die eie ego ek. Die selflewe, alhoewel ek sê, saam met die vergadering, ek is saam met Christus gekruisig, ek lewe nie meer nie, en wat ek nou in hierdie vlees lewe, lewe ek in die geloof, of by die geloof van God, wat my lief gehad het, en homself vir my gegee het, so mooi versie, en dan loop ons by die deur uit, en dan denk, sodra iemand vir ons sê, het jy hare gekam vandag? Wat bedoel jy? Ek kan nie nog, ek kan nie nog, weet jy, kan nie nog geluk, jy sê hoe lyk sy hare, maar dan wil hy vir my praat oor my hare. Ek is saam met Christus gekruisig, ek gee nie om wat jy van my hare dink nie. My identifikasie, kyk ek wil dit kam, en ek het dit gekam, ek is meer 'n koei lekker, jy vat nie water en jy druk hom net, en as nou nie perm en hair dryer of iets, is vinnig. In die shower, film, dan gaan ons. Dieselfde gees wat verwarring saai in die wêreld,
is dieselfde gees wat verwarring saai onder die kinders van God. Om jou te kry om te identifiseer met self en ek en wat ek nie is nie en wat ek nie kan wees nie en hoekom ek dit nie kan wees nie. Die Bybel sê vertrou met die Here met jou hele hart. Ken hom in al jou weë. Ek is weggesteek. Ek moet klaarmaak. Ek wil nie klaarmaak nie. En daarom sal ek nie klaarmaak. Nee, ek sal. Stel dees. Jy sien ons dink as kinders van God. As ek net meer geloof het, dan gaan ek. As ek net meer blydskap kan hê, van die blydskap in die Here met, dan gaan ek. Net meer vrede. Weet jy wat my probleem? Liefde. Ek hou nie van mense nie. Dis nie wat ek nou gesê het van my nie. Ek het geweet ek gaan struikel ergens, nee. Ek hou van mense. Ek bedoel nie ek nie, maar ons gedagtes. As ek net meer liefde gehad het vir mense. Ons het al hierdie probleme van hoekom ons nie kan wees wat ons moet wees nie. Tog sê die woord van God, waar die liefde van God vandaan gekom? Van die Heilige Gees, waar is dit? Hy is in jou, hoe het dit in jou gekom? Hy het dit in jou uitgegooi. Jy het nie 'n liefdeprobleem nie. As jy meer geloof het. Geloof kom deur gehoor deur die woord van God. Ons bid dit, nee. Dit verstom my. Die oë van my verstand, Here, as dit net verlig kan word. Maar dan lees jy nooit die woord nie. Wat wil jy moet verlig word? Gaan jy nou wil hy moet verlig word? Verlig net my oë, dat ek meer kan sien wat ek nie is nie. Moenie dit bid nie. As jy nie die woord gaan vat en gaan lees wat dit daar sê, en dan vir die Heilige Gees sê, verlig my oë van my verstand dat ek kan weet. Moenie dit bid nie. As jy nie gaan tyd vat om die woord van God, die beloftes van God te vat en in jou lewe te sit nie, en dit te doen en te werk nie. Moenie sulke gebede bid nie. Ja, maar hulle sê Efesiërs 3, jy moet dit bid in Efesiërs 3. Wonderlike gebede. Bid dit, absoluut. Maar bid dit met kennis. Sien die probleem wat ons het is nie geloof nie, dis nie liefde nie. Die vrug van die Gees. Heilige Gees bly waar? Praat. Binne in jou. So sy vrug is waar? Binne in my. So die blydskap, die vrede, die lankmoedigheid, die sagmoedigheid, die liefde, alles wat jy nodig het is klaar in jou. En dis in volheid. Hoeveel van die Heilige Gees het jy? 100%. 100%. Selfde Gees wat Jesus, selfde Gees wat oor die water was toe God gepraat het. Hoe het God die water geskep? Enigiemand hoe het hy het gedoen? Big Bang? Johan, hoe het hy het gedoen? Daar was 'n Big Bang. Nou is hulle daai oortrek. Ek het geweet hierdie pastoor is van die waar af. Ek het dit geweet. God het gepraat. Die Heilige Gees het beweeg en daar was 'n Big Bang. Dit werk nog presies dieselfde. Jy praat. Die Heilige Gees beweeg en daar's 'n Big Bang. Daar's 'n groot ontploffing van krag wanneer ek weet wie ek is en ek praat van daai autoriteit af. Hy vra jou nie om te praat van autoriteit wat jy nie het nie of in jouself is nie. Hy praat nie daarvan nie. Ons is vreesbevange en angsbevange. Wat is dit nie werk nie? Wat as ek met die duiwel praat en sê hy moet uitkom en hy wil nie uitkom nie en hy stry met my en hy weet nie en hy daai en wat as my hande op die siekes lê maar hulle word nie gesond nie. En stop! Los dit eerder. As jy nie gaan glo nie, as jy nie gaan glo wat hy sê nie, los dit eerder. Wat sê die woord? Ek is ek verkies. Jy moet koud wees of warm wees. Moet asseblief net nie lou wees nie. Want wat gaan ek met jou doen? Jy het mooi verduidelik daar. Ek gaan jou uitspoeg. Ek en jy moet 'n vuur, warm,
gloed aan die binnekant van ons hê vir die woord van God. En wanneer ek dit praat en wanneer ek dit glo, dan verander situasies. Hoekom? Omdat ek is in Christus. Ek kan nie ophou nie. Ek wil, maar ek gaan die halfpad los en dan ek wil nie die halfpad los. Ek wil hê die hamburger moet 'n bietjie kouer wees as jy by hom kom. Maak nie my saak nie. Maar ek wil hê jy moet net mooi luister. Ek moet net 'n paar dingetjies vir u vasmaak en klaarmaak. En ek sê nou vir u, die probleem is nie jou geloof nie. Die probleem is nie jou liefde nie. Die probleem is nie jou blydskap nie. Die probleem is nie jou vrede nie. Wat is die probleem dan? Die probleem is kennis. Jy weet nie wat jy het. Jy weet dit hier, maar jy weet nie hier nie. Die probleem is 'n kennisprobleem. En raai wat? Kennis is nie 'n gawe nie. Ag, jy gee my kennis. Nee. Hoekom kennis? Jy begin kyk wat hy sê van jou. Jy begin lees wat hy sê van jou. Jy begin bely wat hy sê van jou. En kennis kom. Ek weet. Jy gaan my nie uitpraat nie. Mense wil met my stry en debatteer oor my posisie en whatever. Jy kan my nie, jy's te laat. Ja, maar as jy my manier sien, gaan jy anders te dink. Nee, ek gaan nie. Ek het dit vir myself gelees. Hy het met my gepraat. Ek het dit in my hart gesit. Jy kan dit nie vat nie. Ek weet wie ek is. In hom. Filemon, ek dink dis hoe jy dit sê. Filemon 1. Dis net een hoofstukkie in die Bybel, maar ek wil hierdie gedeelte vir u lees. Paulus skryf en hy sê, ek dank my God altyd wanneer ek aan jou in my gebede dink. Omdat ek van jou liefde en geloof hoor. Paulus skryf, hy sê, Filemon, ek dink altyd aan jou in my gebede, ek dank God altyd vir jou, omdat ek gehoor het van wat? Van jou geloof en van jou liefde. So is nie 'n geloofprobleem nie, is nie 'n liefdeprobleem nie. Wat jy tot betrekking tot die Here Jesus en al die heiliges het, jou verhouding met Jesus Christus en jou verhouding met al die heiliges, sê vir my, jy's lief vir hulle, jy wandel in liefde en jy wandel in geloof. En nou in vers 6 sê dit, dat die gemeenskap van jou geloof kragtig mag word. As jy jou geloof wil hê moet kragtig word, gaan hy vir jou sê hoe dit gebeur. Jy het nie 'n geloofprobleem, jy klaar die geloof. Aan almal is gegee 'n mate van geloof. Jy het geloof. Jy het nie 'n geloofprobleem nie, jy het nie 'n liefdeprobleem nie, want die liefde van God is in jou hart uitgestort deur die Heilige Gees wat aan jou gegee is. Jy het nie 'n selfbeheersingsprobleem nie, jy het nie 'n liefdeprobleem nie, jy het nie vrede nie, nie 'n blydskap nie, nie 'n sagmoedigheid nie, nie 'n lankmoedigheid nie. Dis nie 'n probleem nie. Al wat dit 'n probleem is waar? In jou vlees. Want jy word nog geregeer deur jou vlees. Maar as ek saam met Christus gekruisig het en ek lewe nie meer nie, maar hy lewe in my, dan neem ek nou deel aan die Gees. Ek is 'n geestelike persoon. Hy wat saam met die Here, he who is joined to the Lord is what? One spirit with him. Woo! Een gees. Ja, want dit is my gees en die Heilige Gees. Waar? Jy is in hom. Hy is in jou. Julle is nou een gees. En my kop sê, jou identiteit is daar. In Jesus, in Christus, in wat hy sê. My lewe, ek wil so graag so baie vir u sê. Maar kom ons maak hierdie een versie klaar en kyk of ons nog 'n versie wil doen. En dan kyk ons as hy nog nie verveeld is nie, of ons nog 'n versie wil doen. Ek het van jou liefde gehoor. Ek het van jou geloof gehoor wat jy het met betrekking. Maar ek wil hê dat die gemeenskap van jou geloof kragtig mag word deur die kennis van wat? Van alles wat goed in jou is. Deur die kennis van alles wat is? Goed. En waar is goed?
in jou? Hoe bewus word jy van goed en hoe bewus word jy van kwaad of wat jy nie is nie? Kom ons vra. Hierdie week, die laaste week. Hoeveel keer het jy jou posisie in God bevestig, in Christus bevestig? Of hoeveel keer was jy weggetrek deur omstandighede om te dink ek is nie goed genoeg nie, ek kan dit nie doen nie, ek weet nie hoe ek gaan deurkom nie, ek weet nie wat ek hier gaan doen nie, ek weet nie wat ek hier gaan doen. Hoeveel keer het dit gebeur in my en jou lewe hierdie week? En dan kan ons vinnig sê, ek is besig om in die Gees te wandel, ek is 'n kind van God, ek word gelei deur die Gees van God, of ek word nog gelei deur my emosies en my gevoelens en dit wat ek in myself is. Want die Bybel sê hier vir my, daar's nie 'n probleem met enige van dinge wat jy nodig het nie. Alles wat jy reeds het, is in jou, maar as jy nie kennis het van dit wat reeds in jou is nie, die goeie goed, nie die slegte goed nie, daar sê nou vir my bietjie, hoeveel Jesus bly in jou? Hoe kwaad dink jy is hy? Hoe depressed dink jy is hy? Hoe angsbevange dink jy is hy vandag? Is jy in hom? Hoe angsbevange is jy vandag? Ek gaan dit weer sê. Dieselfde Gees wat verwarring in die wêreld bring, is dieselfde Gees wat verwarring bring onder die kinders van God en wie ons is in Christus. Vir my en jou, let's get with the program. Hy het nie gekom en op 'n kruishout gesterf, sodat jy vandag moet loop met depressie en angs en vrees en bekommernis en geen hoop vir die toekoms nie. Ek praat nie van die wêreld nie, ek praat van kinders van God. As hy maar net die, as hy maar net daai, ons het geen kennis van dit wat in ons is nie. Paulus sê, in die Engels sê hy, the acknowledgement of every good thing that is in you. Net soos ons gesê het, vertrou by die Here met jou hele hart. Steun nie op jou eie, daai selfde manier. Steun nie, acknowledge him in all your ways. Selfde woord, acknowledge. Word bewus van dit wat reeds in jou is in Christus. In hom. In hom, in my, in hom, in hom, in my, in my, in hom. Een saam met Christus. Hy sê vir my en vir jou, hy sê, hoekom wil jy bewus word van alles wat goed is in jou? En Paulus sê, tot eer van Christus Jesus. Ek wil eer doen aan die prys wat vir my betaal word op Golgotha, deur te wees alles wat hy sê ek is. Elke keer wat ek nie besluit om nie te wees wat hy sê ek is nie, ek weet my vroutjie sê altyd vir my, maak jou sinnetjies klaar, maar kan nie daai sinnetjie klaar maak nie. Elke keer wat ek en jy nie is wat hy sê ons is, waarvoor hy betaal het nie. Ek wonder as ek na jou toe kom en ek sê vir jou, weet jy wat, ek wil vir jou ietsie doen. En jy sê, okay, ek wil jou huis afbetaal. Johan, ek is nie werd nie, ons begin dit al daai. As jy, asseblief kom na my toe, ek sê jou wys hoe werd is ek. As jy my huis wil betaal, of my huis koop, of my vakansie koop, kom praat met my. Ek sal vir jou vinnig wys hoe ontvang jy. Bring it on! Maar nie net salf jy in my lewe, of gee in my lewe in nie, maar jy connect jouself met iets op my lewe. Jy sal nog leer, daar's iets omtrent 'n salwing en 'n mantel wat mense dra. En wanneer ons begin gee, en wanneer ons begin saamwerk, en wanneer ons begin dink, en wanneer ons begin een gedagte hê, one mind before Christ, wanneer ons begin beweeg saam met, ek word opgewonde, dan sal ons 'n verandering sien. Maar as jy, regtig waar, as jy nie weet wat met jou geld te doen nie, bring dit vir my. Ek sê wys. Ek sê leer. Ek kan nie my thought onthou nie. As ek jou huis betaal, dankie Heilige Gees.
En ek kom na jou toe en ek sê vir jou, gedoen, is die ding. En jy baie dankie, ek waardeer dit hoor. En dan volgende maandag gaan betaal jy jou huis. Dan kom jy by die bank en sê, ek kan nie jou geld vat nie. Hoekom nie? Jou huis is betaal. Nee, maar ek insist. Jy kan insist, maar ek kan nie jou geld vat nie. Jou huis is betaal. En dan kom jy na my toe en dan sê jy vir my, ek weet jy het my huis betaal, maar ek gaan probeer my huis op te betaal. Dis 'n klap in die gesig. Dis 'n klap in die gesig. Dis 'n insult. En tog doen ons dit met koning Jesus. Oor en oor en oor en oor en oor. Ek dank die Here vir sy genade. Ons skaam nie eens nie. Ons skaam ons nie eens nie. Ons om te glo wat die vyand ons sê nie. Dis nie eens vir ons 'n probleem nie. Dis nou maar net ook as jy weet ek het nou al probeer en ek lees die woord en ek bid, maar niks gebeur regtig nou nie. En daai prys wat Jesus betaal het, ek weet dis nou vir my redding. Ek gaan nou eendag hemel toe. Glory days, wonderful, when we all get to heaven, what a day that will be. Terwyl ons vergaan op aarde en verloor op aarde en God kom vir 'n triomferende bruid, met die bruid lyk of sy geskop is en as klere is geskeur en sy weet nie waar sy behoort nie, sy het geen identiteit nie, van die bruidegom wat gesê het wie sy is, en die bruidegom wat gesê het ek gaan vir jou 'n plek berei, en die bruidegom wat gesê het ek kom om jou te haal, en die bruidegom wat gesê het jy gaan reg wees, en ons het nie idee wie ons is nie. Want ons ken nie die bruidegom nie. Ons glo nie wat die bruidegom gesê het nie. Ons glo nie ons is werd vir die plek wat hy gaan berei nie. Jy slaan my nou. Ons pak. Ek gee myself pak. Ek is kwaad vir myself dat ek die vyand glo deur wat God sê van my en van jou. Hierdie is nie vir my vir jou nie. Ek kom praat nie vir jou asof ek ergens op 'n pedestal is en afkyk en sê julle weet regkom nie. Ek kom staan voor God en ek buig my knie voor die koning Jesus en ek sê ek is een van ons. Ons het verloor wie ons moet wees in U. Help ons Gees van God om weer wakker te word vir wie ons is in Christus. Laat ons autoriteit ken dat wanneer ons bid vir ander sake, wanneer ons praat, wanneer ons duiwels uitdryf, dan vlug hulle. Hulle staan my nie teen nie. Hulle veg nie oor niks van dit nie. Want in my is dieselfde Gees wat my Jesus uit die dode opgewek het. En daai selfde Gees lewe nou in my. En is die krag van God wat my identiteit gee en vir my sê wie ek is in Jesus. Vriend, wanneer ek en jy begin 'n bietjie grit kry. Ons is Afrikaners, man. Bietjie grit, bietjie Ek weier die vyand om my te sê wie ek is. Ek is in Christus. Ek is saam met hom gekruisig. O, wees dankbaar ek is saam met hom gekruisig. Want die ou ek lewe nie meer nie. Daar's 'n nuwe ek, gevul met heerlikheid, gevul met liefde, gevul met blydskap, gevul met vrede en alles wat God se is in my en al wat ek nou gaan doen, ek gaan my kennis begin verbreed. As jy vandag kom en jy sit $1 biljoen in my rekening, prys die Here seën jou. En jy sê my nie. En ek weet nie dis daar nie. Kan ek vrek van die honger? Ons staan in die woestyn, langs die water, langs die put, en besig om te vergaan, en die water, die lewende water is net hier onder jou, en al wat jy moet doen is jou emmer van geloof vat, en hom laat sak, die binnekant, wat die binne in jou is, uit jou binneste gaan vloei wat? Strome van lewende water. Wanneer laas het jy net jou emmer gevat, jou bucket gevat, en laat sak, en gesê, wie is ek in hom? Wie sê hy is ek? Wat is die kennis wat ek nodig het? En ek bring dit op, en ek sê vir my siel, hey siel, luister jou mismoedige ding, ons gaan die Here loof, ons gaan die Here prys, loof die Here o my siel, en alles wat in my is, loof sy heilige naam. Woo! Ons gaan daar los.
Staan saam met my, ons gaan bid. Vader, ons kom en ons vra, vergewe ons daar waar ons identiteit vind, in dit wat die wêreld sê, dit wat ander mense sê, dit wat die omstandighede sê, al hierdie stemme waarmee ons praat en vir ons sê, alles wat ons nie is nie. Ek bid vanmôre, ek buig my knie, en elke persoon saam met my glo, ek buig hulle knie voor U, en ons sê, kom was ons in die bloed van die lam. Kom reinig ons van elke dooie werk, elke leuen van die vyand. Kom was ons vanmôre. Kom reinig ons, Vader, van elke leuen wat ons geglo het. Vader, en my shotakababu, sê, daar's leuns wat jy vir jare en jare en jare al glo. Jare se leuns. En die bloed van Jesus kan kom in een oomblik en jou reinig en jou was en jou skoonmaak en jou vrymaak van al daai leuns en al daai negativiteit. En daar waar jy identiteit verloor het. Ek wil vanmôre vir jou bid. Ek weet daar's trauma in jou lewe gewees. Ek weet daar's dinge wat gebeur het wat nie jou skuld was nie. Maar ek wil vanmôre vir jou bid. Dis nie jou identiteit nie. Ek voel 'n vryheid vir iemand vanmôre. Luister vir my mooi, jy moet mooi luister wat ek vir jou sê. Dit is nie jou identiteit nie. Jy is saam met Christus gekruisig en daai situasie en daai omstandigheid is saam met Christus gekruisig. Jy lewe nie meer nie. Christus lewe nou in jou. En vanmôre bid ek dat die Gees van die Here sal kom. Dat die bloed van Jesus eerstens sal kom en jou sal was en reinig van al die skaamte, al die hartseer. Jy het verander. Jy het 'n ander persoon geword van daai oomblik af. En die Here wil jou herstel. Ek bid vir jou vanmôre. Maak jou hart oop vir die Heilige Gees, die Gees van die lewende God. Die bloed van Jesus kom nou en reinig jou en was jou. En nou, elke vyand, elke werk van die vyand wat homself aangelatch het aan daai omstandighede, jy het geen reg daar nie. Ek sê nou vir jou, jy word verwyder. Daai wees met my geduldig. Daai migraine waarmee jy sukkel. Dis nie 'n kopseer probleem nie. Dis 'n trauma probleem. Jy daai migraine begin kry na trauma. En hy steel jou lewe en hy maak jou oneffektief. Ek kom teen daai gees in die naam van Jesus. Ek vat autoriteit. Ek breek jou van daai lewe af. Jy moet gaan, jy het nie 'n keuse nie. Daai persoon wat na my luister, jou migraine is weg vir ewig in die naam van Jesus. Vader, ek bid vanmôre dat U ons sal kom was, kom reinig. Ek bid dat U vir ons sal help om te besef wie ons is. 'n Kennis te gee wat ons verstand te bowe gaan. Ons kan dit nie met ons kop uitwerk nie. Maar as ons die woord sal lees, sal hoor wat U vir ons sê en sal glo wat U van ons sê. Ons wil nie van daai volk wees wat U in die gesig klap, omdat ons eerder die vyand sal glo as wat ons U glo nie. Ons wil vanmôre 'n volk wees wat buig en sê, ons gaan glo wat U sê. Ons gaan ons identiteit vind in wat U sê. En Vader, wanneer ons dit doen, en ons saam met U wandel, en ons U vertrou met ons hele hart, dan lei U ons, dan beskerm U ons. Ons lewe is weggesteek in Christus, in God. Die vyand kan ons nie kry nie, want my lewe is weggesteek in Christus, in God. Help elke een van ons om in ons posisie van heerskappy en autoriteit te bly en nie uit te beweeg uit Jesus uit nie.
Maar elke dag, elke oomblik, wanneer ons asemhaal, wanneer ons besluit om te mediteer, sal ons dink oor wie ons is in Christus en wat hy van ons sê en ons lewe uit dit uit. Ons dankie vir die volmaakte werk van die kruis van Jesus Christus in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Amen.